Liewe vriend, baie welkom by Leef die Woord. By Leef die Woord wil ons graag, terwyl ons rondom die woord van die Here vergader, wil ons dit lees, ons wil daaruit leer, en ons wil dit wat ons lees en leer leef. En daarom leef die woord. Ons lees ook in 1 Tessalonisense 2 vers 13, dat die woord van God werk in ons wat glo. En daarom is dit my gebed, dat jy ook hierdie werk van die woord van God in jou lewe sal ervaar. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het, om uit u woord uit te kan lees. Dankie dat u ons kom leer en Heilige Gees sal u ons in die hele waarheid lei en sal u ons ook kom ondersteun, sodat ons dit wat ons lees en leer, dat ons dit sal leef, tot die eer van u groote naam. Is ons gebed in die mooiste naam bo alle name, die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Nou, liewe vriend, ons gesels in 'n reeks gesprekke oor om Jesus Christus se getuies te wees. En vandag gesels ons oor die tema om waardige getuies vir Jesus Christus te wees. En ons gaan aan die hand van Handelinge 5 vanaf vers 14 tot 42 gesels. Ons gaan dit nie lees nie, maar wat daar gebeur is in 'n vertelling daarvan min of meer die volgende. In Handelinge 5 vanaf vers 12 tot 42 lees ons van die getuienis aangaande die moed en die durf van die vroeë Christelike kerk, van die apostels en hoe hulle met ywer en met durf die evangelie van Jesus Christus verkondig het. Hulle was nie 'n geloofsgemeenskap gewees wat agter geslote deure weggekruip het nie en mekaar warm gebroei het of miskien koud gebroei het oor stories aangaande Jesus Christus nie, oor herinneringe oor Jesus nie. Hulle het mekaar ook nie bloot net gedreig oor wat hulle eendag vir die Here sal doen nie. Die woorde van professor Stefan Joubert. Hierdie apostels en die vroeë Christelike geloofsgemeenskap het die tyd uitgekoop om die evangelie te verkondig en om die woord aangaande Jesus oral bekend te maak. Hulle was 'n geloofsgemeenskap gewees wat 'n sterk verbintenis teenoor die evangelie gehad het en 'n dryf en 'n passie gehad het om die evangelie te verkondig. So lees ons in Handelinge 5 vers 12 tot 16 en ook in vers 28 dat daar onder die hande van die apostels baie wonderwerke plaasgevind het, baie tekens plaasgevind het en dat die gemeente gegroei het en net groter en groter geword het. Dat mense selfs van ver af gekom het om siekes na die apostels toe te bring en hulle het hulle op beddens neergelê en selfs die hoop dat as net Petrus se skade weer op mense sou val, dat hulle gesond sou word. En so was daar hierdie groot drom van mense, hierdie samehang van mense wat die apostels gevolg het. En dan sê die skrif, hulle het Jerusalem vervul met die leer aangaande Jesus Christus. Hierdie ywer wat hulle gehad het vir Jesus, om getuies vir Jesus te wees, het weer eens daartoe gelei dat die hoëpriester en almal wat saam met hom was, op die apostels afgestorm het, die hande aan hulle geslaan het en hulle in die tronk gegooi het, in die verwagting om die volgende oggend dan met hulle te gesels. Maar gedurende die aand het 'n engel aan die apostels verskyn en hulle uit die tronk uit verlos en hulle opdrag gegee dat hulle voort moet gaan om die evangelie te verkondig, dat hulle met hulle werksaamhede besig moet bly. En dit het hulle dan ook gedoen. Die volgende oggend het die hoëpriester gestuur dat die apostels gehaal moet gaan word en dat die apostels voor hulle moet verskyn. Tot hulle groot vernedering en verleentheid moes hulle toe hoor dat die apostels nie in die tronk is nie, dat alhoewel die wagte daar is, die apostels nie meer in die gevangenis was nie. En toe hoor hulle dat hulle in die tempel besig is om verder oor Jesus Christus te leer en te getuig. En daarop het die apostels
toe 'n opdrag ontvang of die hoofpriester het hulle laat haal sodat die apostels weer voor hulle sou verskyn. En dan lees ons in Handelinge 5 vers 28 en wanneer ek hierdie teksvers lees, is dit vir my so asof ek die moedeloosheid van die hoofpriester hoor. Die woorde sê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie. En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En dan antwoord Petrus en die apostels, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Dis die woorde van Handelinge 5 vers 29. En dan vertel Petrus weer aan hulle die evangelie, hy verkondig weer die evangelie aangaande Jesus Christus, en hy gee ook erkenning aan die Heilige Gees, vir die Heilige Gees se invloedryke werk in hulle lewe, wat hulle daartoe in staat stel, om met vrymoedigheid die evangelie te kan verkondig. Die hoofpriester en almal wat saam met hom was, het woedend geraak, tot so 'n mate, dat hulle die apostels selfs wou doodmaak. En dan staan daar 'n fariseer in hulle midde op, met die naam van Gamaliel, en hy waarsku hulle, dat hulle nie die apostels moet doodmaak nie. En die argument wat hy aangevoer het, ons lees dit in Handelinge 5 vers 38 en 39, en nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie, dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie. Die vergadering het toe na hom geluister en ag geslaan op wat Gamaliel gesê het. En die hoofpriester het toe opdrag gegee dat die apostels geslaan moet word en dat hulle vrygelaat moet word. Maar hy het ook weer 'n keer hulle sterk aangespreek en hulle verbied om in die naam van Jesus Christus enigsins te spreek of iets te sê. En hulle toe die apostels laat gaan. En dan lees ons, en dit is ons teksvers vandag, Handelinge 5 vers 41 tot 42. Hulle het toe van die raad af weggegaan, dis nou die apostels, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Ons wil by hierdie woorde stil staan vir die volgende paar minute. Ons let op, die skrif sê, en hulle was bly dat hulle waardig geag was om vir die naam van die Here Jesus oneer te ly, en hulle het nie opgehou om die evangelie te verkondig nie. Wanneer ek hierdie woord lees, dat hulle bly was, dat hulle waardig geag was om ter wille van die Here oneer te ly, dan wil 'n mens onmiddellik hierdie vraag vra, is dit die gesindheid wat 'n mens sou verwag by iemand wat ly, verdrukking of vervolging ly, ter wille van die goeie saak van Christus? Is dit die gesindheid wat ons wil sien? Is dit wat ons beleef in ons eie lewens? Wanneer ons dalk as gevolg van die evangelie en die verkondiging daarvan vervolging ervaar of verdrukking beleef, dat ons bly is daaroor? Wel, hopelik is dit by ons lewens ook so. En dit is wat ons duidelik hier van die apostels lees. Hulle was bly gewees. Tydens die bergpredikasie van Jesus Christus het hy juis gesê, in Matteus 5 vers 11 en 12, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en julle vervolg, en valselik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil, verbly julle en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Wanneer ons lees dat ons bly moet wees en ons hoor hierdie woorde van ons Here Jesus Christus, dan wil dit ons leer dat ons nie teen verdrukking moet vaskyk en dan ontmoedig moet raak nie. Ons kyk op en ons kyk vorentoe en ons verheug ons, want die Here sal ons getrouheid teenoor hom en teenoor die verkondiging van die evangelie. Hy sal dit beloon. Petrus het geskrywe in 1 Petrus 4 vers 13, na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, met ander woorde, na mate julle lyding of verdrukking of vervolging beleef, moet julle bly wees,
skryf hy, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Vriende, geliefdes, verdrukking is nie 'n hopelose einde nie. Ons getrouheid teenoor die Here Jesus Christus sal vir ons 'n eindelose vreugde bring, want wanneer Jesus verskyn, dan sal die verdrukking wat jy en ek deurgegaan het, die verdrukking wat ons beleef het, sal dan bevestig word dat dit nie verniet was nie, omdat Jesus Christus leef. En omdat Jesus leef, is verdrukking nie sinneloos nie. Paulus sê so mooi in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 tot 18, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan die uiterlike mens, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, en ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar die onsigbare. Want sigbare dinge is tydelik, onsigbare dinge is ewig, en juis daarom kan ons bly wees, want ons let nie op sigbare dinge nie. Ons kan waarlik roem in die verdrukking. En hoe is dit moontlik? Wel, Paulus leer ons hier die groot les in Romeine 5 vanaf vers 3. Hy sê, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Paulus sê ons kan bly wees, want verdrukking leer ons deursettingsvermoë. En hierdie deursettingsvermoë, ten spyte van verdrukking en vervolging, bring 'n goddelike karakter tevoorskyn. En hierdie goddelike karakter bring hoop. Dis wanneer daar karakter is, wanneer daar mense met karakter is, dat daar hoop is. En die evangelie is 'n boodskap van hoop. En daarom moet jy en ek bly wees, al sou ons verdrukking en vervolging beleef, ter wille van die naam en die goeie saak van ons Here Jesus Christus. Die skrif sê, die apostels was bly gewees, omdat hulle waardig geag was, om vir die naam van die Here oneer te ly. Liewe vriende, verdrukking, ter wille van die naam van die Here, vervolging as gevolg van die goeie saak van die Here, moet nie vir ons 'n verleentheid wees nie. Ja, dit is so, dit is nie gemaklik nie, maar dit is beslis nie 'n verleentheid nie. Petrus sê in 1 Petrus 4 vers 16, wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Laat jy en ek dan ook hierdeur bemoedig word, wanneer ons lees dat die apostels dit waardig geag het om vir die naam en die saak van ons Here Jesus Christus te ly, dan dui dit baie duidelik daarop, dat hulle nie lafhartig of halfhartig in hulle toewyding aan hom was nie. Hulle het die Here met 'n onverdeelde hart gedien. En juis daarom, alhoewel hulle deur vervolging en verdrukking gegaan het, het hulle dit waardig geag, want hulle het nie afgewyk van die evangelie verkondiging nie. Hulle het nie vreesbevange geraak nie. Hulle het met manmoedigheid en vrymoedigheid steeds opgetree, steeds die evangelie bedien, want dit het oor Jesus Christus gegaan en hulle het getuig aangaande hom. Hulle het hom met 'n onverdeelde hart gedien. Die apostels het dus opgeleef na die betekenis van die woord getuie, want in essensie beteken dit om 'n martelaar te wees. Hulle was dus die persone gewees van wie hulle genoem was, of soos hulle genoem was, getuies, martelare, en hulle optrede was nie 'n weerspreking van wie hulle was nie. Daarom het hulle dit waardig geag, want hulle ter wille van die lewende Here Jesus Christus gelei. Die skrif sê, hulle was bly, en hulle het dit waardig geag om vir hom te ly. Dit was nie vir hulle verleentheid nie. En dan ook het hulle nie opgehou om die evangelie te verkondig nie. 'n Mens sou dink dat wanneer jy deur vervolging en verdrukking of moeilike tye gaan, ter wille van of as gevolg van die evangelie,
dat 'n mens dan liewer sou op 'n plek sê, nee, ek stel nie belang om aan te gaan om te verkondig nie. Maar ons lees en ons leer uit hulle voorbeeld uit, dat hulle volhard het in die leer, dat hulle voortgegaan het, dat hulle nie opgehou het om die evangelie te verkondig nie. Dan wil ons die vraag vra, maar wat was die rede vir hulle toewyding? Wat was dit wat hulle geïnspireer het om te volhard in hulle toewyding? Wel, eerstens of enerzijds, omdat hulle getuies was. In Handelinge 4 het ons gelees vers 19 en 20, dat Petrus en Johannes ook vir die Joodse raad gesê het, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit was hulle eie ervaring, hulle beleef en saamleef met Jesus Christus, wat hulle gedryf het, hulle gedring het om die evangelie te verkondig. Maar dan lees ons ook dat hulle later by hierdie geleentheid aan die Joodse raad gesê het, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Vriende, om die evangelie te verkondig is 'n gewigtige saak. En daarom moet ons verstaan, dit is ongehoorsaamheid, indien ons nie die opdrag wat ons ontvang het, om getuies te wees, en om die goeie nuus te verkondig, en om te gaan en disippels te maak van alle nasies nie, dat dit ongehoorsaamheid is, indien ons nie daaraan gehoor gee nie. Dit was nie bloot net 'n goeie voorstel wat oorweeg moes word nie, dis 'n opdrag wat gegee word. Julle sal my getuies wees. Vriende, Jesus het ons aangestel, dat ons sy getuies moet wees. Nie net wanneer dit gerieflik is, of wanneer daar min of geen teenkanting is nie. Om getuies vir Jesus Christus te wees, is nie om 'n mooi weers vriend van Jesus te wees nie. Ons bevind ons in 'n donker wêreld, in 'n krom en verdraaide geslag, onder wie ons moet skyn soos ligte. Dit is immers die rede waarom daar gesê word dat ons die lig van die wêreld is, aangesien ons in Jesus se lig die lig gesien het. En nou verstaan ons dat lig en duisternis teenoor mekaar staan as aanstormende magte. En daarom sal daar konflik wees. Dis nie dat ons daarop uit is om konflik te veroorsaak nie, maar ons moet nie geskok wees of dink dat daar iets vreemds oor ons kom wanneer ons vervolging of teenkanting ervaar nie. Petrus sê dit in 1 Petrus 4 vers 12. Ons moet ons nie van hierdie wêreld onttrek nie en ons self soos veilige heiliges eenkant bewaar nie, want dan gaan ons geen impak hê op hierdie wêreld waar ons geplaas is, waarin ons moet skyn soos ligte nie. Ons moet ag gee op wat Jesus Christus gesê het, toe hy gesê het, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Vriende, ons kan verdrukking en vervolging te wagte wees. En dit moet ons nie ontmoedig nie. Ons moet besef dat ons reeds in Christus Jesus meer as oorwinnaars is. Ons verkondig die lewende Here Jesus Christus, wat homself by sy wederkoms sal openbaar, tot die verleentheid van hulle, wat nie in hom wou glo nie, of wie ons vervolg of verdruk het. En ons moet onsself in die geloof opbou, deurdat ons onthou wat het Jesus Christus gebid in Johannes 17, vanaf vers 14 tot 18. Het Jesus gebid en hy het gesê dat hy die woord aan ons toevertrou het, die evangelie aan ons toevertrou het, en dat hy ons stuur met hierdie boodskap. En dat ons sal onthou dat ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld is nie, en daarom sal daar vyandigheid wees. En in Jesus se gebed het hy ook gebid dat ons nie uit die wêreld uit weggeneem sal word nie, maar dat ons sal besef dat ons nie alleen is nie, en niks ons van ons gemeenskap aan hom kan vervreem nie, nie eers die dood nie, en dat ons verseker kan wees van die invloedryke werk van die Heilige Gees, wat ons altyd deur ondersteun, sodat ons met vrymoedigheid waardige getuies van die Here Jesus Christus kan wees. Vriende, daar is te veel op die spel
om bang of skaam te wees. En daarom wil ek jou aanmoedig. En ek praat ook met myself. Kom ons wees waardige getuies van die Here Jesus Christus. En sou ons deur vervolging gaan, dat ons sal bly wees, omdat ons waardig geag was, om ter wille van hom te ly. Hierdie waardigheid het nie iets te maak met roem of eer vir onsself nie, het daarmee te maak dat ons aan hom uitverkoop is, en dat ons 'n toewyding, 'n absolute toewyding aan hom het, en hom deur ons ganse lewe wil verheerlik, ook deur ons verkondiging van Jesus Christus. Ek wil weer 'n keer sê, daar is te veel op die spel vir ons om bang of skaam te wees. Mag die Here gee, en ons kom ondersteun deur sy kosbare Gees, om waardige getuies vir Jesus te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons die goeie nuus het wat ons kan deel. Heilige Gees, ons wil U vra dat U ons kragtig sal kom ondersteun, sodat ons die evangelie aangaande Jesus met groot vrymoedigheid sal spreek, en dat ons nie bang sal wees vir wat teen ons sal wees nie, maar dat U ons met soveel moed en durf sal kom ondersteun, sodat ons, wanneer ons selfs deur vervolging of beproewing of vervolging gaan, ons bly sal wees, omdat ons waardig geag is, om vir die naam van die Here oneer te ly, en ten spyte daarvan steeds te volhard, om die goeie nuus aangaande Jesus Christus te verkondig. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen.